Goeienaand, julle. Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is wonderlik om so saam te kom en die sakrament van die nagmaal saam te vier. Ons weet dis die Here wat ons hier bymekaar bring. Ons weet dit is deur Jesus se bloed en dis wonderlik om hierdie sigbare tekens ook te ontvang van die Here af. Aan al die besoekers, baie welkom. As ons jou nie ken nie, stel jouself bekend aan iemand. Julle is so welkom hierso en dit is regtig 'n groot voorreg om hierdie erediens ook saam met julle te kan aanpak. Net 'n paar afkondigings voordat ons begin. Ons wil graag vir Jacques Hamman ontslag uit die ampt van ouderling gee. Jacques, waar sit jy? Daar's al Jacques. Baie dankie vir jou dienswerk. Ons waardeer dit so baie en ons bid jou alle sterkte toe op dit wat voor lê ook vir jou. Dankie Jacques. Dan net vandag het Lammy Rieders maar voor die kerk erediens, sy het nie voor vanoggend se diens het sy geval en haar arm gebreek. So ons is baie jammer om dit te hoor. Ons bid dat sy behandel sal word en dat die Here haar sal bystaan ook in hierdie tyd en dat hy ook die dokter se hande sal seën. Hy's vir nou is haar arm gestrap, soos hulle sal sê, en nou donderdag gaan hulle verder kyk na haar arm wanneer sy moet gaan vir bloedoortapping. So ons bid ook vir haar in hierdie uiters uitdagende tyd ook. En dan klein John Venter, dit is Jacques en Lindy Venter se seentjie. Hy het vandag ook vanmiddag geval en sy tong sleg deurgebyt. So hy's ook nou in die hospitaal. Ons dink aan almal wat deur hierdie moeilike tye gaan en ons bid dat die Here hom ook sal bystaan. En sover ek dit het, word hy nou geopereer. So ons bid en vertrou dat dit ook sal goed gaan. Dan het Jan Venter ook net gevra dat hy is nou die sameroeper van die toeligtingskommissie oor die hele saak rondom die synodebesluite. En hy het gevra dat indien julle enigiets wil deurstuur of enige beskrywingspunte of iets het, stuur dit asseblief vir hom deur of vir my of vir Dominee Braam. Verder, ons gaan 'n goeie kommissie saamstel. As jy regtig geroepe voel om daarop te dien, laat weet. Maar ons moet ook kyk na die grootte van die kommissie. So, indien jy nie op die kommissie dien nie, is daar nog steeds geleentheid om 'n brief deur te stuur of 'n beswaarskrif of iets in daai lyn dat ons dit ook net mooi sal deurwerk as kommissie en dan later as kerkraad. Dan almal wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te vier is baie welkom. Ons wil ook net hierdie besoekers wat aangedui het dat hulle saam met ons nagmaal wil vier is hartlik welkom en indien u dalk vanaand 'n besoeker is u ook om die nagmaal saam met ons welkom om die nagmaal saam met ons te vier. Indien u onvoorwaardelik Jesus Christus as verlosser en koning bely en bidtend navolg deur die krag van die Heilige Gees, u die gereformeerde godsdiens bely en beoefen, u die vrymoedigheid het om die nagmaal in die eie gemeente te vier en nie onder kerklike tug staan nie. So indien jy voldoen aan hierdie, is jy baie welkom om saam met ons ook nagmaal te vier. Dis dan al die afkondigings vir vanaand. Ons gaan nou saam sing vooraf uit lied 169 uit. Ek is nie baie goed in musiek nie, maar Hetty het gesê dat sy dit nou vir ons gaan deurspeel en dan wil sy net bevestig dat die derde reël bly op dieselfde noot. So kom ons kyk mooi wat dit beteken. Speel asseblief ons die gedeelte saam deur en dan sing ons dit saam terwyl ons so sit.
Geliefdes, soos ons reeds gesê het, kom ons hier voor ons heilige God. Groot en almagtig, groter as enigiets wat ons kan begryp. En ons begin ons fotum deur te sê, loof die Here, want hy is goed. Aan sy goedheid is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van die Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou saam sing lied 202, daarvan verse 1, 2 en 3, loof hom die lam van God, want hy is vir ons geslag. Vanaand gaan oor die lam wat geslag word. En kyk in besonder na wat die woorde hierso sê, hy is vir ons geslag, hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Kom ons staan en sing ons lied 202 verse 1, 2 en 3. Kom ons bid saam. Ons ewige God, heilig, driemaal heilig, aan U kom al die eer en die lof toe. Dis U wat sorg dat dit reën, dis U wat sorg dat die aarde in stand gehou word. Voordat alles daar was, is U daar. U het ons geskep. En al die lof en eer kom U toe. U is anders, U is groot, U is almagtig, U is lewend, U is ewig. En ons wil vanaand tot U bid, as ons koning en ons Here. Ons wil aan U al ons eer bring. U het na ons as 'n hartseer mensdom gekyk en U het ons gered. Ons dankie vir alles wat U vir ons doen, ons dankie vir U teenwoordigheid en ons bid dat daar waar ons vanaand U woord gaan oopmaak, ons daarna sal luister. Ons bid dat U ons sal bystaan deur dit en dat ons die werklike betekenis sal verstaan van dit wat U vir ons daar gee. Dankie vir alles wat U vir ons in Jesus Christus gedoen het en ons sal nooit die diepte of die wyte daarvan kan begryp nie. Daarom bid ons dat U ons deur U Heilige Gees so sal lei dat ons net daardie wonder sal besef dat ons 'n ewigheid kan spandeer en nadink oor
wat Jesus vir ons gedoen het en nooit die diepte of die wyte daarvan sal begryp nie. Lei ons deur u waarheid, lei ons deur u woord, lei ons in u goedheid en ons bid dit in u naam alleen. Amen. Kan almal my hoor? Net seker maar. OK. Goed, so ons lees vanaand uit Levitikus, daarvan verse 16 tot 22. En dan gaan ons Johannes 1 vers 29 tot 30 doen. Soos ons gesê het, ons is by Levitikus 16 vanaf vers 1 tot 22 en dan gaan ons Johannes 1 vers 29 tot 30 doen. Aaron se 2 seuns het gesterf toe hulle offer aan die Here wou bring. En na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê: "Sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan, na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bokant die deksel van die ark, en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê, oor 'n broek, en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Net om konteks te gee, in daai tyd die hoëpriester het die mooiste edelstene en die mooiste klere aangehad, maar wanneer dit kom by hierdie dag, die jaarlikse versoendag, moet hy die vuilste, of hy moet net gewone linneklere aan hê, hy moet net gewoon lyk. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy 2 bokramme as sondeoffer kry en 1 skaapram as brandoffer. Hy offer dan eers die bul wat vir homself bedoel is as sondeoffer, sodat hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die 2 bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe, in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron looitjies trek oor die bokke. Die een looitjie moet gemerk wees vir die Here en die ander een vir Asazel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Die bok wat vir Asazel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly, sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig. En daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Asazel. Wanneer Aaron die sondeofferbul offer wat vir homself bedoel is, en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag, en moet hy 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af, wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyngestampte wierook vat, en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Daar in die teenwoordigheid van die Here, moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek, waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Hy moet daarna van die bloed van die bul met sy vingers sprinkel op die deksel se voorkant, en dan ook nog 7 maal op die grond voor die deksel, dis nou op die ark van die Here. Wanneer Aaron die bokram slag wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed agter die voorhangsel ingaan, en daarmee doen soos hy gedoen het met die bul se bloed. Hy moet dit sprinkel op die deksel en voor die deksel. So moet hy die allerheiligste reinig van die onreinhede van die Israeliete, van hulle oortredinge en al hulle sondes. Hy moet die tent van ontmoeting ook op dieselfde manier reinig, want dit staan by die volk met al hulle onreinheid. Niemand anders mag in die tent van ontmoeting wees, vandat Aaron ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitgaan nie. Hy doen die versoening vir homself, die priesters en die hele gemeente Israel. Daarna moet Aaron uitgaan na die altaar toe in die teenwoordigheid van die Here en dit reinig. Hy moet van die bloed van die bul en die bokram rondom al die horings van die altaar smeer, en met sy vinger van die bloed 7 keer op die altaar sprinkel. So moet hy die altaar reinig van die onreinheid van die Israeliete en dit wy. Nadat Aaron die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar gereinig het, moet hy die lewende bok nader bring. Terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en opstandigheid, al die sondes van die Israeliete daarbo oor die bok bely.
Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag. So sal die bok al hulle sonde met hom saamdra na 'n onherbergsame streek toe, en daar in die woestyn moet hy agtergelaat word. Tot sover hierso. Dan lees ons Johannes 1 vers 29 tot 30. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Daar is die lam van God. Ons trek nou by die Heidelbergse Katekismus, daarvan trek ons by Sondag 6. En soos ons nou gesê het, ons het nou reeds gehoor van ons sonde, hoe groot dit is, en van daar af die verlossing. En nou handel ons verder oor die verlossingsgedeelte. Die vraag is, as die mens nie vir homself kan sterf nie, as ons nie vir onsself kan sterf nie, wie moet dan vir ons sterf? Hoe gaan ons dit gedoen kry? En dit is wat hierdie Sondag dan vir ons beantwoord. Dit vra, waarom moet hierdie persoon wat vir ons gaan sterf 'n ware en regverdige mens wees? En die antwoord is omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat die sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. So as jy sondig, kan jy nie vir iemand anders betaal nie. Dan verder, vraag 17, waarom moet hy dan terselfdertyd God wees? Die antwoord, om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra en vir ons geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. So hierdie net bietjie eenvoudiger, waarom moet die persoon wat sterf terselfdertyd God wees? Hy moet sterk genoeg wees om God se straf te kan dra, maar hy moet ook 'n mens wees om namens ons te sterf. Dan vraag 18. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? En dan die wonderlike antwoord, dankie tog dat daar iemand is, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Waaruit weet ons dit? Uit die heilige evangelie, die woord, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Soos het nou gelees in Levitikus 16, van 'n seremonie wat uitgebeeld word, en dan wys dit hierso, 'n vraag vra, hoe weet ons dat Jesus vir ons gesterf het? En dan sê ons, die Here het begin deur om te wys wat nodig is. Wat moet gebeur vir iemand om namens ons die sonde te dra? Eindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Eenvoudig, waaruit weet ons dit? Ons weet dit uit die woord uit. God het self met Adam en Eva gepraat, en dan deur die profete, en deur die gebruike wat deur die wet uitgebeeld word. En dan laastens deur Jesus se voorbeeld hier op aarde. Bring ons dan by die verduideliking van vandag se gedeelte. Het jy al gehoor dat iemand praat van 'n sondebok? Daai persoon was 'n regte sondebok omdat hy daardie misdaad gepleeg het. Of in Engels praat hulle van 'n scapegoat. Hierdie persoon. In Afrikaans verwys ons deesdae eintlik meer na 'n sondebok as iemand wat die werklike misdadiger of sondaar is. Maar die gebruik van hierdie woord op hierdie wyse is nie die oorspronklike bedoeling nie. 'n Sondebok is iemand wat blameer word vir iemand anders oortredings. Hierdie hande wat wys na hierdie bok toe is eintlik die skuldige hande, en dit word gelê op hierdie persoon. Die werklike oortreder is, soos ons gesê het, die sondaar.
En die een op wie die oortredings valslik gelê word, is die sondebok. Nou moet ons vra, was ons al sondebokke? Was jy al 'n sondebok? Iemand wat blameer is vir iemand anders se oortredings? Kinders? Ja, julle is hierso. Was jy al verkeerd blameer vir iets wat jy nie gedoen het nie? Dalk het die juffrou gevra wie raas so baie aan die persoon wat voor jou sit, die kind wat voor jou sit, raas eintlik die meeste, en hulle wys dit so agtertoe, sê dit is jy. Ons baie sulke geleenthede in die lewe waar die skuld van iemand anders eintlik op ons geplaas word, sonder dat ons dit verdien, sonder dat ons skuldig is. En die idee van 'n sondebok kom hierso dan van Levitikus 16 af. Dis waar dit begin het. Scapegoat, sondebok. Soveel van ons gesegdes kom uit die Bybel uit, wat eintlik wonderlik is. En hier lees ons in hierdie gedeelte van een van die belangrikste dae in die Joodse kalender. Die Yom Kippurim, of die Yom Kippur, soos ons dit vandag meer algemeen ken. Dit was vir die Jode die groot versoendag. En dit was die belangrikste dag vir die Jode in hulle godsdienstkalender. Die doelwit van die dag, dis die dag waarop die sondes van die volk vergewe word. In Levitikus 16 vers 2 hoor ons dat ons moet sterwe, dat ons sal sterwe en moet sterwe, as ons ooit in God se heilige teenwoordigheid verskyn. En vra ons, hoe presies werk hierdie? En die beste manier om dit te verduidelik is deur om net te kyk na hoe God homself geopenbaar het aan die volk destyds. Hy het met Moses gepraat, hy het vir hulle die wet gegee, en toe sê hy vir hulle, ek gaan nie meer hier bo in die berge wees nie, ek gaan onder die volk kom woon, ek gaan my teenwoordigheid onder julle bekend maak. Hulle sou dan trek, en dan soos wat hulle aangaan, en hulle kom by 'n plek, sal hulle die tabernakel opslaan, en dan het die wolk in die tabernakel ingegaan. Nou God se teenwoordigheid was op sy sterkste in die allerheiligste, soos wat dit hierso sê, die Holy of Holies. Dit was waar die ark van die Here gestaan het, die ark van die verbond, en binne in die ark was die kliptablette gelê, wat God self gegee het, die wet van die Here, en dan bo op die ark was die deksel, wat die skeiding tussen God en die mens, tot op die uiterste, want julle sal sien hierso, dis die heiligdom, en dan is daar 'n kleed wat die heiligdom en die allerheiligste skei, en dan nog verder in die allerheiligste, tussen die mens en die 10 gebooie, was daar dan nog die deksel van die ark ook. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor die ark. Maar God was baie ernstig geoor dat wanneer hy in die allerheiligste is, kan enigiemand nie net sommer ingaan nie. Ek kom maar weer terug hier. Kan enigiemand nie sommer ingaan nie. Dit was die plek waar sy teenwoordigheid in daardie tyd op sy sterkste geopenbaar is. Ons weet God is magtig, jy kan hom nie beperk tot een plek nie, maar hy wou vir die mense iets leer van hoe heilig hy is, hoe anders hy is, hoe magtig hy is. En dis waarvan ons en om dan in hierdie allerheiligste in te kom, was daar streng voorskrifte. En dis waarvan ons dan in vers 3 lees, dit sê, voordat hy, wat in hierdie geval Aaron is, in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring, en 'n ram as brandoffer. Dis Levitikus 16 vers 3, vir iemand om in die allerheiligste in te kom, moet daar 'n bul geoffer word vir sy eie sondes en vir die ander priesters sinne, en dan ook 'n ram as 'n brandoffer. Hoekom? Want iets moet sterf vir die mens se sondes. Iets moet in ons plek vir ons sondes sterwe. Eers dan is die skuld betaal en die sonde weggeneem en het ons toegang tot God. Dis reeds hierso lees ons iets van die konsep dat ons skuld op iets anders gelê moet word as ons graag wil lewe. Ek kan nie vir my eie sonde betaal nie, ons kan nie vir ons eie sonde betaal nie, iets anders moet hierdie skuld dra sodat ons kan aangaan. God is so heilig, hy verdra nie dit dat ons net op ons eie aangaan in die sonde waarin ons lewe nie. Dit word ook gewys deur Aaron se seuns wat dood is omdat hulle op die verkeerde manier aan God 'n offer wou bring. Hulle wou nie die voorskrifte volg nie, hulle het gedink hulle gaan met goeie bedoelings en toe doen hulle dit op die verkeerde manier.
En daarom sê Moses of praat die Here met Moses en sê Moses vir Aaron, kom reg na my toe. Doen dit op die regte manier. Iets anders moet betaal. En dan sien ons 3 elemente hierso. Ons sien die bul wat gebring word vir die versoening van Aaron. Hy is die hoëpriester en sy familie en al die ander priesters. En dan wanneer hierdie bul geoffer word, moet die hoëpriester gaan en die bloed van die bul voor die ark van die verbond en op die deksel daarvan sprinkel. Hierso sien ons beter hoe lyk die ark van die verbond. So julle sal sien daar's ons die gerubsboom en dan is daar die deksel wat in die allerheiligste nog verder skeiding tussen God en die mens gebring het. God se woord, die simbool vir sy woord, die wet is in die ark en dit word met die deksel toegemaak. Want in ons sonde kan ons nie God se woord hoor en staande bly nie. Daarom kom die hoëpriester en hy sprinkel die bloed van eerstens van die bul en dan van die lam of van die bokram op hierdie deksel. Die Here maak dit baie duidelik dat hierdie woord wat in die ark is, die kliptablette, sy verhouding en sy verbond met die volk verteenwoordig. En dat elkeen wat die wet wat daarop geskrywe staan oortree, beslis sal sterwe. Dis is daar hierdie afstand tussen ons en die Here, en die straf op oortreding van die Here se wet is die dood. Die enigste weg tot versoening, die enigste weg om aan te hou lewe, wat die Here gee om die verhouding tussen hom en die volk te herstel, is deur die bloed wat daar op die ark van die verbond se deksel gesprinkel is. Weereens iets moet sterf sodat die volk kan bly lewe. So kom ons hardloop net gou weer deur met die elemente in hierdie seremoniële handeling. Daar's die bul wat geoffer word vir Aaron en sy familie. Dan lees ons ook dat daar 2 bokramme is wat geslag is omdat die een bokram word geslag omdat dit 'n sondeoffer is vir die volk. En dan hierdie bok se bloed is dieselfde as die bloed van die bul op die ark se deksel dan gesprinkel. Hierdie bloed dien as betaling vir die volk se sondes. As die hoëpriester dan klaar is met hierdie, bring dit ons by die tweede bokram. Die hoëpriester moet nadat hy die bloed gesprinkel het, gaan hy uit. En dan in vers 21 lees ons, al die oortredinge en opstandigheid, al die sondes van die Israeliete, word daarbo oor die bok bely. So die hoëpriester vat altyd sy hande, sit dit op die bok en bely die sondes van die volk, terwyl hy dit tegnies oordra na daardie bok toe. Hierdie was dus dan die sondebok. Hierdie was die ding wat blameer is in plaas van die volk. En dan word hierdie bok in die woestyn ingejaag, weg van die volk af, so ver as moontlik. Daar's iemand wat letterlik agter hierdie bok aangehardloop het. En dit is bietjie wreed vir ons verstaan, maar laterhand het die Jode hierdie bok na 'n vallei toe gevat en hom daar afgestoot, want so ver wou hulle die sonde van hulle wegkry. En dit is ook wat vir ons baie spesifieke verstaan gee van Psalm 103. Waar die Here sê, of waar die psalmdigter sê, ons sondes word vir ons so ver soos die ooste van die weste verwyder. Toe die psalmdigter dit geskryf het, het hy geweet, hierdie is waarna daar bedoel word. Die sonde word op daai bok gelê en dit word verwyder uit die volk uit. Dit wys op die Here se genade. Maar is dit moontlik dat 'n bok ons sonde kan wegdra? Daai bok is nie 'n mens nie. Die bok het nie sonde gedoen nie. Dis net 'n bok. Dis 'n dier wat doen waarvoor die Here hom geskep het. Hy lewe. Hy's daar. En is baie duidelik dat dit moontlik is, dat dit nie moontlik is vir hierdie bok om ons werklike sonde weg te dra nie. Hierdie moet dus 'n simbool wees. Dit moet wys op iets. 'n skadubeeld, 'n klein deeltjie van die werklikheid wat eintlik aan die gebeur is. Hebreërs 10 vers 3 tot 5 sê, die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem.
In Sondag 5 van die Katekismes het ons geleer dat geen ander skepsel vir die mens se sondes kan betaal nie. So ook kan geen ander skepsel die las van God se straf dra nie. Waarheen wys hierdie simbool van die sondebok? Waarheen wys hierdie skadubeeld van die werklikheid? Na wie wys hierdie? Wie is God se sondebok? Johannes die Doper gee hierop vir ons die antwoord. Hy staan by die Jordaan besig om te preek en te doop. Sy disippels is by hom. Dan sien hy Jesus na hom toe aankom. En dan sê hy hierdie treffende woorde wat met eens die offerdiens van die Ou Testament laat sin maak. Al hierdie handelinge, alles wat ons hier gelees het in Levitikus, maak op daai oomblik vir die Israeliete sin. Want hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Duidelik word al die simbole, al die skadubeelde, al die offerdiens van die Ou Testament 'n werklikheid. Alles waarop dit gewys het, staan hier voor Johannes en hy sê, daar is die lam van God. Die een wat die sonde sal wegneem. Mense het gedeeltelik verstaan tot op daardie oomblik, maar nou verstaan hulle eintlik wat God se plan is. Dit beantwoord al die vrae van Sondag 5 en 6. Dit beantwoord die vraag 18 van die Katekismes wat vra, wie is terselfdertyd die middelaar wat ware God en ware regverdige mens is, dis Jesus. Jesus is God se sondebok. Hy het gekom. Hy gee betekenis aan hierdie bloedige offerdiens van die Ou Testament. Hy is die rede dat God aan die volk gewys het dat daar net die bloed van iets anders vir hulle sondes kan betaal en dit wegneem. Ons sondes word op Jesus geplaas. Hy is as sondebok uit die poorte van Jerusalem uitgejaag na die buitewyke van die stad toe, terwyl hy bespot en verneder is. Niemand het vir hom eerbied betoon nie. Hy was gehaat. Hulle wou hom so gou as moontlik daar uitkry, soos wat hulle daai bok ook net wou wegjaag in die woestyn in. In Jesus word al hierdie elemente van Levitikus 16 saamgevat. Jesus is die hoëpriester. Hy is Aaron wat moet 'n offer bring vir die volk sodat die volk vergewe kan word, sodat hulle gereinig kan word. Hy is die een wat 'n offer moet bring sodat God se allerheiligste teenwoordigheid betree kan word. Ons lees dat toe Jesus gesterf het aan die kruis, het die voorhangsel van die tempel in die middel deur geskeur. Skielik, toe hierdie offer gebring is van Jesus, was daar toegang, vrye toegang tot die Here. Anders as die hoëpriesters van die Ou Testament, bring Jesus wel net homself. Hy bring homself as die offer. Volkome mens, maar ook volkome God. En in sy dood vloei sy bloed as lam van God, sodat ons sondes vergewe kan word. Hy bring die laaste offer. Draand aan ons sondes, daarso aan die kruis, waar sy bloed vloei as offer, is hy in die wildernis. Is hy die sondebok wat in die wildernis ingejaag is, in absolute Godverlatenheid ingestuur is. In die gedeelte lees ons van Azazel, daar is nie eintlik baie duidelikheid daaroor nie, maar die teorie is dat dit die woestyndemone was, of mense wat, of net geeste wat verag is, Godverlatenheid, dit was 'n plek waar 'n mens glad nie wou kom nie. Dis waarheen Jesus gestuur word. En moet hy as sondebok alles verduur ter wille van ons. Na hom is die groot versoendag nie meer nodig nie, want daar is 'n nuwe groot versoendag, waar hy aan die kruis hang vir ons. Alles het net vorentoe gewys na Golgotha toe.
Luister na die woorde van Hebreërs 10 vers 10. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het. Eens en vir altyd. Klaar. En hierdie gebeurtenis is wat ons op nagmaal gedenk. Die groot versoendag het vorentoe gewys na dit wat Jesus sou doen. Nagmaal wys terug na dit wat Jesus gedoen het. En dink daaraan en glo dat Jesus se offer vir jou volkome is. Dit is hoe ons gedagtes moet terug. Dink daaraan en glo dat Jesus se bloed vir ons betaal het. Dink daaraan en glo dat dit finaal betaal is. En die uitvloeisel daarvan, wees dankbaar. Jou sondes is vergewe, nie deur jouself nie, want jy lewe nog, maar deur God se eie seun. En waartoe lei dit vir ons? Waartoe lei hierdie gebeurtenis, hierdie genade wat die Here aan ons bewys het? Ons hoef nie soos Aaron se seuns bang te sterwe omdat ons verkeerd in God se heiligheid en in sy teenwoordigheid ingaan nie. Die offer is betaal, ons kan tot God nader. Ons mag seker wees van God se liefde. Hoef nie te wonder of hy lief is vir ons nie. Sy straf en sy toorn teenoor ons het daar op Golgotha uitgebrand. Alles is op Jesus gelê. En deur sy seun bewys hy aan ons al die liefde. Nog 'n uitvloeisel is dat ons met die Here met die grootste vrymoedigheid mag bid, dat ons tot hom mag bid. Hoef nie deur iemand te gaan nie, ons gaan deur Jesus. Nog iets, jy kan hom jou Vader noem. Intieme verhouding. Naby. Jou Vader in die hemel. Ons mag sing. Ons mag uitsien na ewige lewe en ewige vrede by hom deur die offer van Jesus, die Lam van God. Kinders, God het vir Jesus die skuld gegee vir alles wat jy verkeerd gedoen het. Vir alles wat jy verkeerd nog gaan doen ook. En soos wat jy dalk al blameer is vir iets stouts wat 'n ander kind in die klas gedoen het, so het God Jesus blameer vir al die kere wat jy die verkeerde ding gedoen het en ook nog gaan doen. Die mooie hieraan is dat Jesus dit wou doen omdat hy jou so lief het en so graag wou red van die verskriklike straf wat jy eintlik verdien. Wees bly en dankbaar vir dit wat Jesus vir jou gedoen het. En elke keer wat jy dalk onregverdig blameer word vir iets, kan jy dit eintlik gebruik as 'n geleentheid om te onthou dat Jesus soveel erger hanteer is as wat jy ooit sal wees. Geliefdes, fokus op die Lam van God, wat onverdiend en onregverdig gesterf het vir jou oortredinge. Wees dankbaar dat die Here dit vir ons gedra het, en dat hy dit wel vir ons gedoen het, sodat ons nou in sy teenwoordigheid kan wees. Amen. Ons gaan nou oor na die nagmaalsformulier toe. Julle kan saam lees op die skyfies, as ons dalk net dit kan opkry, dankie. Kom luister na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle uitgelewer het. Die Here Jesus het in die nag oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink.
Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek en die nagmaal dan gebruik om die Here se verlossingswerk opnuut in herinnering te roep. Ware selfondersoek bestaan uit 3 dele. Ook dieselfde 3 dele waaruit die Heidelbergse Katekismus bestaan: sonde, verlossing en dankbaarheid. Eerstens, die sonde gedeelte. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Tweedens, verlossing. Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is, alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. Weet hoe groot is ons sonde, weet hoeveel groter is ons verlossing, en dan, hoe lyk ons lewe van hier af? Dankbaarheid. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank. Opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe. Hulle wat so gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal wat dus afgode dien, towenaars en waarseers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê of skering in die kerk of staat veroorsaak, meineed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Baie belangrik om die volgende wel in ag te neem. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel. Ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in Christus soek. Met so gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens en aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en die drank wat God ons gee. Nagmaal is ook 'n herinneringsmaaltyd. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Om die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam God se toorn gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. Dat hy die sondebok was. Christus het God se wet in ons plek met volkomme gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg. Op hierdie manier het hy in ons plek ons vervloeking op hom geneem om sy seun aan ons te skenk. Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie, het hy uiterste pyn en smart gely en in bange Godverlatenheid uitgeroep: My God, waarom het U my verlaat? Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde: Dit is volbring. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy lyding dink, verseker die tekens van brood en wyn ons telkens weer dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed, net soos hy ons voed wanneer ons die brood en die wyn eet en drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar
onbeweeglik, vas, sterk, laat besef dat ons ook ingesluit is in hierdie genadeverbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy weer kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van die Lam, waar die Lam getriomfeer het. Hoe wonderlik is dit nie, waarna ons kan uitsien. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in die geloof te aanvaar, as die enigste grondslag van ons saligheid. Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort, om sodoende volkome versoening vir al ons sondes te bewerk. Ook het hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die Gees verwerf, die Gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam. Omdat ons almal deel in die een brood, is ons almal een liggaam. Daarom moet almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kan ons, voordat ons begin, net saam bid? Ons God en Vader, U wat U oor ons ontferm, ons dankie dat ons opnuut U Seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk. Dis 'n gebeurtenis wat vir ons baie troos inhou. Ons bid gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, sodat ons onsself toenemend aan die Seun sal toewy, en dat ons met Hom die brood van die ewige lewe versterk sal word, en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid, in 'n verhouding met Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met vurige verlange te wag tot Hy weer sal kom, om ons saam met Hom tot in ewigheid te neem. Ons God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 23 vers 3 uit. Ek het die skyfies hierop, ek wil dit, as ek dit vir ons kan opgooi. Terwyl ons die tafel regmaak, gaan ons Psalm 23 vers 3 sing, en dan daarna sal ek ons uitnooi na die tafel toe. Geliefdes, julle is baie welkom om by die tafel te kom aansit. Ons sit dit vol op die tafel en dan maak ons die banke van daar af vol. Julle kan kom aansit.
Hierso is nog plek, is dit vol, is almal reg. Geliefdes, rig jy hart en gedagtes nou op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang, as herinneringstekens van sy verlossingswerk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kom ons sing saam uit Psalm 116 uit, terwyl ons so hierso sit, en dan na dit kan ons opstaan. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, U is die Here van die hemel en die aarde. U is die God van die ewigheid. 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 U is die God van die ewigheid.
Ons ewige God, ons dankie vir wat U vir ons hier gewys het deur die nagmaal. Ons dankie vir die groot voorreg om te weet dat U Seun Jesus Christus se liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het ter wille van ons sondes. Dat hy deur U as sondebok hanteer is, dat hy al die skuld op hom moes gedra het. Alles wat ons doen, al ons sonde wat ons gepleeg het, alles wat ons nog gaan pleeg, alles is so op hom gelê en hy is in absolute godverlatenheid en ingejaag. Dit is bo ons verstand. So moeilik om te begryp wat U vir ons gedoen het. Ons bid dat U Gees opregte en opnuut 'n besef in ons sal werk oor die wonderlike en groot verlossingsdaad wat U aan ons bewys het. Dat ons sal weet hoe groot ons sonde is, maar dat ons sal vashou in die verlossing wat ons in Jesus Christus ontvang. Ons bid dat U ons sal help dat sonde nie weer afstand maak tussen ons en U nie. Dat indien daar plekke in ons lewe is waar ons oortree teenoor U, dat U dit vir ons sal uitwys en dat dit eintlik sleg sal gaan met ons totdat ons besef dat ons moet terugkom na U toe, deur U Gees gelei word om weer saam met U te wees. Lei ons deur hierdie lewe, deur 'n lewe met uitdagings, deur 'n lewe wat pyn het en verdriet en help ons om te besef ons is vrygemaak deur die bloed van U Seun. Help ons om met vrymoedigheid tot God te nader, deur die voorhangsel heen. Want ons is gereinig en besprinkel met die bloed van U Seun Jesus Christus. U is ons Vader, U is ons Here. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit Psalm 103 uit, daarvan verse 1 en 2. Ons het in die preek verwys daarna dat hierdie die boek wat weggestoot is en verwyder is eintlik die gedagte wat die psalmdigter gehad het hierso. So ons gaan saam sing Psalm 103, daarvan vers 1 en 2, loof hom wat jou van die skuldelas onthewe. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe dit ook uit in hierdie week. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees.
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.